kan die Bybels vir my oopmaak by Johannes 12. Johannes 12. Kom ons sluit die oë. Here, vir dit wat ons so as vanselfsprekend aanvaar, kom sê ons vanaand opnuut weer vir U dankie. Dankie vir hierdie woord wat in hierdie week, terwyl ons met hom so besig is, so diep in ons harte inspreek en ons so konfronteer. En daarvoor kom dank ons U, Here. Maar Here, dis ook ons gebed dat die woord nie net sal konfronteer nie, maar dat U Gees ook by ons beweging sal wakker maak, 'n besef sal wakker maak, dat ons ook van hier af vorentoe as nuwe ander kinders van U, oorgegee, skoon gewas, nuwe denke, nuwe idees oor U, dat ons met dit kan gaan voortleef, Here, en ons op daardie manier ook kan beywer vir die koms van U koninkryk in ons lewe. Seën ons in ons saamwees, o Heer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vanaand besoek ons vir Polycarpus. Polycarpus is een van die vroeë martelare wat nog van altyd af, ek hou van hom. Sy storie het my so aangespreek van 'n jong ouderdom af. Miskien omdat hy een van die ouens is wat 'n direkte brug geslaan het tussen die apostels van die Here Jesus en die vroeë kerk. Polycarpus van Smyrna, hy is 69 na Christus gebore en 155 na Christus is hy op 'n brandstapel oorlede. Hy was een van die belangrikste vroeë kerkvaders en 'n direkte leerling van die apostel Johannes. Hy het biskop van Smyrna geword en was bekend vir sy standvastige geloof en sy rol as brug tussen die apostoliese tyd en die volgende geslag van Christene. Hy het 'n brief aan die gemeente in Filippi geskryf waaraan hy volharding en goeie werke beklemtoon het en hy het 'n noue band gehad met Ignatius van Antiochië, by wie ons ook vroeër die week stil gestaan het. In sy latere jare is Polycarpus tydens sy vervolging gearresteer en voor die prokonsul gebring. Toe hy gedwing was om Christus te verloon en die keiser te aanbid, het hy beroemd geantwoord: "Ek het Christus 86 jaar lank gedien en hy het my nooit kwaad aangedoen nie. Hoe kan ek dan my koning en my verlosser verloon?" Hy is uiteindelik ten dood veroordeel en volgens oorlewering is hy op 'n brandstapel verbrand, maar die vlamme het hom nie verteer nie. Hy is egter daarna met 'n dolk doodgesteek en word daar vertel, toe die dolk in sy hart gesteek word, het daar 'n duif uitgevlieg. Toe hulle sy liggaam oopmaak na die verbranding, sê hulle, dit is so opgeteken, het sy hart soos goud gegloei. Maar ek dink dit is maar bietjie ikonografie om hom net so bietjie sterker te maak as wat hy moet wees. So ek sal nou nie by dit gaan stilstaan nie, maar wat wel bekend was oor hom is, die vlamme het hom nie geskroei nie. Hy het gebak. Dit is hoe hy toe dan op die ou einde gemartel is. Sy marteldood het hom 'n simbool van geloofsgetrouheid gemaak en sy nagedagtenis word in verskeie tradisies as heilig vereer. Die sleutelgedagte rondom Polycarpus is: getrouheid is 'n lewensreis. Dit is Polycarpus van Smyrna. Ons gaan vanaand lees uit Johannes 12, so jy kan die hande so 'n bietjie warm vryf, en dalk net weer vir 'n oomblik so, het Charlie gebrand met die olie. Sorry Charlie. Ruik net so 'n bietjie. Hierdie reuk gaan 'n rukkie by jou bly. En is dit ook sommer dan hoop ek dat die gedagtenis oor dit wat ons saam bespreek ook by u gaan bly, en dat wanneer u iewers weer met die reuk gekonfronteer word, dat u ook hieraan sal dink. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus, wat hy uit die dood uit opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus sy ete gegee. Martha, sy het bedien, en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was.
Toe het Maria 'n half liter egte baie duur nardesolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe, waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwermunte verkoop nie en die geld vir die armes gegee nie? Kyk hoe kras is Johannes as hy oor Judas praat. Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en hy het van die bydraes gevat. Toe sê Jesus, laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle nog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Kom ons sit net weer ons boodskappe in perspektief. Sondag aand was ons by die tragedie van selfbehoud, maandag aand Abraham se offer en sy nalatenskap, gisteraand die weduwee wat haar lewensbestaan opoffer, en gaan ons vanaand van nader af Maria se liefde wat niks terughou nie, van nader af bekyk. Ek dink nie ons besef wat hierdie vrou gedoen het, daardie dag in haar broer se huis nie. Daar's 'n paar salwingsverhale in die Bybel. Ons lees in Lukas 7 van 'n vroeër gebeurtenis, vroeg in Jesus se bediening, dit het in Galilea gebeur, in die huis van Simon die Fariseer. Die vrou word daar as 'n sondares beskou, moontlike prostituut. Die klem in hierdie salwingsverhaal val op die vergifnis en die dankbaarheid wat daarmee gepaard gaan. Sy salf ook Jesus se voete en droog dit met haar hare af. Die duur nardes weergawe is duidelik aan Maria van Betanië. Hiervan lees ons in Matteus en in Markus. Hierdie salwing vind kort voor Jesus se kruisiging plaas, maar die besonderhede verskil ook tussen die skrywers. Matteus en Markus, dit vind plaas in die huis van Simon die Melaatse. 'n onbekende vrou gooi dierolie op Jesus se kop en sê dat Jesus sê dit is voorbereiding vir sy begrafnis. Johannes identifiseer die vrou as Maria, die suster van Lazarus en Martha, en sy salf sy voete 6 dae voor die Paasfees. So hoekom is daar verskille? Dit gaan oor teologiese klem. Elke skrywer fokus op 'n ander aspek van Jesus. Matteus en Markus beklemtoon sy rol as die lydende Messias wat vir sy dood voorberei word, en Lukas fokus op sy medelee met sondaars. Die evangelieskrywers is soos getuies van 'n ongeluk. Elkeen onthou of beklemtoon die detail wat vir hulle gehoor die belangrikste is. Want onthou, Jode en heidene het hierdie verhale geskryf en was hierdie briewe geskryf vir Jode en heidene. Maak dit die verhaal minder treffend? Nee. Vat dit enige iets weg van waar daar gebeur het? Nee. Hoekom het hierdie salwing plaasgevind? Die naam Christus of Messias beteken letterlik die gesalfde. En hierdie verhale bevestig sy identiteit as koning, priester en profeet, wat deur God afgesonder is vir 'n besonderse roeping. En môre aand gaan ons by Jesus se offer stil staan. Dan kyk ons deur Jesus se offer terug na al hierdie ander offerverhale wat hom voorloop. Maria van Betanië breek 'n albasterfles met suiwer nardparfuum ter waarde van meer as 300 denari. Hoeveel was gisteraand se offer werd? 1/64 van 'n denarius. Hierdie vrou gee 'n jaar se salaris. 300 denari. Sy salf Jesus se voete en droog sy voete met haar hare af. Hierdie olie is van Indië ingevoer en sy het omtrent 'n litra. Is 'n derde. Nou die 83 vertaling sê 500 ml. Die 2020 vertaling sê 'n derde van 'n liter op sy voete uitgegooi. Hoekom olie? Wat is die rol van olie in die Bybelse tyd? Waar kom die olie vandaan? Ons het nou gehoor hierdie olie is 'n baie duur olie
So wat sê dit outomaties vir ons? Baie duur olie, het almal dit gehad? Nee. Net sekere mense het olie gehad. Hulle kon dit bekostig om die olie te hê. Dit is 'n persoonlike besitting wat gewoonlik aan jong, huurbare dames gegee is. So as daardie meisie se pa met 'n kas olie by haar aangekom het, dan sy geweet my troue is nie ver nie. Want sodra hulle nou trou gereed was, het hulle hierdie kas olie gekry. En binne in hierdie kas olie was ook 'n bottel nardusolie. Die grootte van die bottel het bepaal hoe finansiëel sterk die ouers was. Wanneer 'n man dan vir hierdie vrou om haar hand gevra het, sou sy dan die bottel by sy voete te breek om daarmee te salf as teken van eer, onderwerping en toewyding. Dis 'n eenmalige, onomkeerbare daad. Die bottel is gebreek, die olie is uitgegooi. Het is belangrik om dit nou raak te sien. Het is belangrik. En dit was nie net 'n jong vroue ding gewees nie. Die ouer dames het hulle eie beursies gehad, so hulle het hulle eie olie gekoop, sodat hulle kon lekker ruik. Baie van hierdie olie was ook deur die ouer dames as parfume gebruik, en is dit bekend veral in die Romeins-Hellenistiese agtergrond, dat die vroue moeite gemaak het met hulle versorging. Is meer hier in Engeland se kant, wat voel het amper wat die barbaarsheid ingekom het, want daai mense het eenmal 'n jaar gebad as hulle onthou. Maar hier terwyl ons nou nog in die Grieks-Romeinse tyd is, geniet ons dan nou nog hierdie welriekende olies en geure en versorging. Maar hier gebeur iets in hierdie huis, wat baie belangrik is om raak te sien. Maria vat hierdie kosbare besitting, waarskynlik bedoel vir haar eie huwelik en toekomsdrome. En sy gaan sit dit voor Jesus se voete neer. Sy gaan breek haar toekomsdrome voor hom oop. Here, my toekoms, my alles is U sin. Dit wys haar totale oorgawe en liefde vir hom bo enigiets anders, selfs 'n potensiële huwelik. Jesus het dit verdedig deur te sê, hierdie vrou berei my voor vir my begrafnis, en dat haar daad oral saam met die evangelie verkondig en onthou sal word. En hier doen ek dit vandag 2026. Hierdie vrou wat hierdie bottel nardusolie op Jesus se voete uitgegiet het. Hier gebeur eintlik iets moois. Sy salf hom vooruit vir sy begrafnis. Want as jy mooi Jesus se verhaal gaan lees, wat het die mense gedoen die Sondagmôre toe hulle na sy graf toe gegaan het? Wat wou die vroue gaan doen? Hulle wou hom gaan salf. Toe hulle daar kom, weg. Hierdie vrou doen wat nie gedoen sou kon word vir Jesus nie. Sy salf hom voor die tyd. Ek gaan ons net weer daarby kom. Maar hierdie salwing is 'n profesie. Hierdie offer is 'n profesie. Wie se offer was ook 'n profesie wat na Jesus toe gewys het? Isak, nee? Hier kom hierdie vrou, sy salf hom vir sy begrafnis, so hier gaan 'n begrafnis plaasvind. Maar sy doen dit voor die tyd, want dan gaan nie na die tyd 'n kans wees nie. Want Jesus gaan uit die dood uit opstaan. Die salwing sou eers die Sondagmôre plaasvind, alhoewel Nikodemus die Vrydag aand geurmiddels 30 liter mirre en alwyn gebring het vir die linnedoeke waarmee Jesus se liggaam toegedraai is. Hulle het baie moeite gemaak met die versorging van liggame. Maar hierdie vrou kry dit reg om eintlik te doen wat ander nie kon doen nie. Hierdie is 'n daad wat sy doen van uiterse nederigheid, uiterse waarde en uiterse liefde. Sy gebruik haar liggaam om sy voete mee af te droog. Sy gee 'n fortuin. En sy maak nie somme nie. Want het gaan vir oor Jesus. Sy maak nie berekeninge nie. Sy gee haar kosbaarste. So nou sien ons, Abraham het sy kosbaarste gegee,
Die arm weduwee het haar alles gegee. Die ryk jong man kon nie. Hierdie vrou, haar hele toekoms, al haar planne, haar alles. Lazarus sou miskien vir haar later weer olie kon koop, hy was 'n vermoënde man, maar dit word nie vir ons vertel nie. Dit word nie vir ons gesê nie, daai detail word nie ingekleer nie, maar op hierdie oomblik gebeur hier iets heiligs. En weet julle wat interessant is? Die ironie, sy beleef kritiek. Jesus moes die kritiek aanspreek deur vir hulle te verduidelik wat gebeur. Hierdie vrou berei my vir my begrafnis voor. Sy verstaan wat hulle nie kon begryp nie. Jesus gaan sterf. Haar en Abraham se offers is profeties, soos ek net gesê het, voorafskouend. Abraham se ram wys na die lam, en Maria se salf wys direk na Jesus se dood en sy begrafnis. Ons kan nie hierdie los van mekaar maak, as ons dink oor dit en die effek wat dit op die lewe van Jesus het nie. Maria breek die vles. Onomkeerbaar. Sy hou niks terughou nie. Sy wou niks terughou nie. Niks kan sy terughou nie. Daai vles is gebreek. Onthou nou, hy's gebreek. Eenmalige daad. Wat gebeur by die verlovingspartytjie? Daai vles word gebreek. Eenmalige daad. Hy kan nie weer bymekaar gemaak word nie. Hy olie kan nie weer in die vles gesit word nie. Dis gegee. In 'n jong bruid het net een bottel gehad. Ek wonder, of sy by haarself nie gedink het, wat het ek om vir hierdie Here te gee nie? Wat kan ek hom bied? Kom ek gee my beste. Kom ek gee my toekoms. Kom ek gee my drome, kom ek gee my ideale. Kom ek gaan gee dit vir hom. Massiewe kontras. Die jong man hou vas. Maria gee alles. Wat is haar nagedagtenis? Eer en herinnering. Hier sal oor hierdie vrou gepraat word, sover soos wat die evangelie verkondig word. En die ryk jong man stap by die vertrek uit, sterk tussen die bene. Jesus verklaar dit. Die hart van liefdevolle disipelskap is om jou albasterfles te breek, sonder om somme te maak. As hy gebreek is, kan jy hom nie terugvat nie. Kan hom nie weer heel maak nie. In beide verhale gaan dit oor alles gee. Maria het letterlik haar dierste besitting geneem en dit onherroepelik uitgegooi op Jesus. Die ryk jong man is gevra om dieselfde te doen met sy rykdom, maar hy kon nie. Weer 'n keer, die ryk jong man moes genooi word om dit te doen. Maria dag op. Maria het nie berekend gegaan en gevra, wat is die minimum wat ek kan gee nie? Wat is die minste wat ek kan gee nie? Sy het uit liefde oorvloedig alles wat sy gehad het, gegee. Die ryk jong man wou Jesus byvoeg by sy ryk lewe. Vir Maria is Jesus die lewe. Selfs al beteken dit sy verloor haar kosbaarste ding. Judas fokus op die vermorsing. Jesus kyk na die hart agter die offer. Maria het haar Isak op die altaar van liefde vir Jesus neergelê. Die ryk jong man wou sy Isak vir homself hou. Sien nie weer hoekom ek sê die offers is metafore. Is metafore vir baie dinge in ons eie lewe. Wat is dit wat ons so aanklou in die lewe, wat dit vir ons onmoontlik maak om dit te sê, hierdie is sekondêr aan wie God vir my moet wees? Hoekom klou ons so aan die aarde en die aardse? Kom ons doen 'n toets. As jy wakker lê in die nag, waaroor lê jy wakker? Dieselprys en al hierdie dinge.
Goed wat ek in elk geval kan verander, nie? Kom ons wees maar eerlik, dis maar goed wat my aardse koninkryk bedreig, nie? Psalmdigter sê, Here, as ek wakker is in die nag, en dink ek aan U. Ek oordink U in die nag. Dis my bekommernis. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dit sê nie, laat Gods water oor Gods akker loop en laat die besigheid tot niet gaan nie, nee, want hy het vir elkeen van ons 'n vermoëndheid gegee, maar soek God ook in dit wat jy elke dag doen. Want as dit nie tot eer van die Here gebeur het, moet jy gaan self ondersoek doen. Maria het haar hele toekoms, letterlik en figuurlik, voor Jesus uitgegooi as 'n daad van aanbidding. Wat die storie nog kragtiger maak, is sy het nie geld gegee nie, maar haar hoop, haar drome, haar identiteit, haar wese. Okay, 'n paar hoofstukke voor dit maak Jesus haar broer uit die dood uit lewendig. Dit kon dalk ook bygedra het, maar ek dink nie dit is wat in haar gedagtes geleef het nie. Ek dink daar het sy gesien wie dit is. Daar het sy gesien wie dit is. Maar die offer wat vir my nog groter is die een wat in die agtergrond staan, wat die airtime kry nie. Sy word so in die verbygang genoem, wanneer daar oor Maria se offer gepraat word, en Martha het bedien. 'n ander hoofstuk in die Bybel kom sy by die Here en sê, Here, gee U nie om dat Maria so hier by U voete sit nie, ek sloof my af om te sorg dat julle pense dik is. En dan sê die Here Jesus vir haar, los, Maria het die beste gekies. Maar Martha se gawe skep ruimte, sodat iemand 'n ontmoeting met Jesus kan hê. Martha het gesê, kom, ek sal julle voer, laat die dinge hier in my huis gebeur, waar ek dit wat ek kan doen, vir julle doen. En die ironie van alles is, toe daai albaste fles breek, toe is die reuk van Martha se kos ook uit die huis uit. Ons mag nooit aan Martha dink, as 'n kantaantekening as dit by Maria kom nie. Hoe baie maal hoor ons, ag, jy's maar net 'n ou huisvrou, of ag, jy's maar net 'n ou die, of ag, jy's nou maar net 'n ou tikster, of ag, jy's nou maar net. Martha se gawe het ruimte geskep vir 'n heilige oomblik, wat deur die eeue deur echo. As ons 'n bietjie die ding kan dramatiseer, het sy ook seker toe sy daai goed ryk besef, Maria, wat het jy nou gedoen? Maar dit maak nie vir hulle saak nie, want hulle het 'n ontmoeting met die lewende God. En dit oorskadu alles. Alles. Hy word eens oor Judas se kritiek notisie geneem nie. Die nuuskierige disippels is ook daar in die agtergrond en wonder. Maar toe Maria daarin kom, toe doen sy meer as net offer. Sy verkondig die evangelie. Hierdie voete gaan deur 'n spyker gedeurboor word vir ons sonde. En ek moet homself vir sy graf, want dis nodig, sodat hy kan oorwin. Ons moderne verbruikerskultuur dwing ons om alles in terme van hulpbronbestuur te lees, in plaas van daarvoor om te fokus op die skoonheid van die toewyding. Is jy bereid om die skandaal van aanbidding te aanvaar, selfs wanneer die wêreld dit as oneffektief of onprakties bestempel?
skandaal van aanbidding is daardie onverskillige, loyale toewyding waarmee ons gekonfronteer is in die laaste 3 aande. En ons kan hulle begin oproep wie dit reg gekry het. Hulle is 'n Bybel vol. Selfs jou disippels. Mense wat nie skroom om ten tye van kritiek of bespotting of lyding, marteling, vervolging, te sê die Here is God en is al wat saak maak. Mense wat lankal die som gemaak het om te sê daar is niks belangriker. Niks belangriker as hy nie. Hulle het dit vroeg besef. Hulle het alles gegee en skatryk gesterf. Erfgename in die koninkryk van God. En geen geld kan dit koop hê. Geen status laat jou kwalifiseer en geen droom gaan dit laat realiseer. Daar is maar net een. Jesus Christus, die begin en die volëinder van ons geloof. Ek gaan weer geleentheid gee vir hardop gebede vanaand. En dan sal ek daarna vir ons afsluit. Here, vanaand bid ons die gebed wat U ons geleer het. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons slotlied vanaand is lied 308 vers 1, 2 en 3. Lied 308 vers 1, 2 en 3. Inspire
gaan nou in die krag van die Heilige Gees met harte wat oorgegee is en hande wat gewillig is. Mag die vuur van God se liefde julle elke dag vervul, sodat julle lewe 'n lewende offer word tot eer van sy naam. Ons behoort aan Jesus, ons lewe is nie meer ons eie nie, tot sy grootheid alleen. Amen. Mooi aand vir elkeen van u verder. Thank you.